So jy moet raak betrokke omdat jou kinders betrokke is. Weet jy wat is groter as die skool? Die staat. Hulle bestuur die skool en dan raak die mense nie betrokke nie. So dis so ironies dat ons in 'n bedeling sit waar en ek kan jou verseker jy het ten minste 25, 30 mense verwag. Is ek reg? Ja, dit was ons 30 wees. Ja. 30. Ek het gesê so 30 jaar. En jy sit hier en jy voel hier wat daai selfde ouens gaan aan die einde van die jaar kom of in November maand dan wil hulle stem, hulle het nie idee waaroor dit gaan nie. Maak hulle al crazy. Die ou wat in bewind kom of wat hulle in plek sit, werk teen hulle want hulle het nie sy manifest geken nie en dan is hy kwaad vir die ou wat in bewind is en aan die einde van die dag het hy deel gehad om hy ou daar te sit omdat hy ingelig is. So politiek ander geleerdere omdat die gemiddelde Namibiër het begin agterkom. Dis nie ras wat lei nie, dis die Namibiër wat begin lei. Ekonomies, sosiaal, op elke vlak met 'n land wat sy regering so korrup is dat alles aanvaarbaar geraak het wat eintlik nooit daar moes gewees het. So korrupsie raak aanvaarbaar. Julle weet wat met Fishrot gebeur het? Niks. Hoeveel is weg met Fishrot? Dink ons. Biljoene. Wat het gebeur? Niks. Wat het gebeur met die ander korrupsiesake? Offshore Development Corporation, hierdie 180 miljoen, 300 miljoen. Ja, voedingsskemas 300 miljoen US. Ons gaan nou daarby uitkom, maar Kevin is eintlik hier omdat ek wil hê ek moet net vir julle sê, want is ons nou min. Hier is potensieel vanaand. As ons Celia bytel, dan stel hulle agterby dis 1 2 3 4 5 6 7 8 waaroor van ons. Dis 8 maal met 10, want jy het ten minste 10 vriende met wie jy gaan gesels en jy kan met hom sens gesels as jy weer by 'n braaivleisvuur kom. En dis waar dit inkom. Dit gaan nie nou oor hier of ons volume is, dit gaan oor wie daar buite luister as ons praat. En die ironie is baie keer gaan ons sê ja, maar hierdie leier dit. Vra van wat weet hy? Dan kom jy agter, daar's min kennis. Okay. So Kevin sal jy kan sê en ek wil hê jy moet en hierdie is hoe dit werk in verkiesings. Jy praat met individue op die straat. Ek het nou die oggend in 'n restaurant toe staan een van die bekende prokureurs van Windhoek. Ek weet sy naam nou noem nie want dit is op video. Hy staan in 'n restaurant in Windhoek en ek hoor hy sê IPC, ons moet so stem en ons moet dat stem. Die restaurant is vol mense. Ek sê gou vir my hoekom? Ja, maar ou moet 'n winning horse back. Ek sê okay, wat weet jy van IPC? Hy sê nee, dis die enigste rigting waar die land in gaan. Ek sê wat sê hulle wat 'n rigting waar die land gaan? Ken jy hulle manifest? Nee. Ek sê ken jy Itula persoonlik? Ja, ek ken hom. Ek sê wat is sy siening oor die regerende party en waartoe hy wil gaan? Ek sê van ek sê 'n video gee waar hy sê hy is nog deel van SWAPO, is eintlik net 'n baadjie van SWAPO, hulle wil SWAPO beheer. Ek sien ander die winning horse, die opportunity geleentheidsperd is nog steeds dieselfde perd. Ons moet iets verander om 'n beter perd op te kry wat nou kan wen. So toe kom ek agter in daai skare en ek wil vir julle sê dis net soveel stoels wat in die plek is waar die restaurant vol gesit het. Toe sê die mense vra hom. En hulle kom toe agter hy weet nie. So om terug te kom op die punt, by elkeen van ons is 'n verteenwoordiger, waar jy ook al kom, gaan jy begin praat en soos. Nou, Kevin wat hier langs my sit en die ouens wat ook daar nie is, die mense wat om Del en Henties Baai is, die mense in die Kaprivi en die Kavango. Ons is nou besig om te probeer reël vir ons kaartjie. Oral dop ondersteuning uit want die mense is tot hier. Ek kan nie so aangaan nie. Dit waaroor dit gaan. So voor ek begin offisieel met vergadering, begin ek by Kevin en dan sal ek net met 'n gebed open en dan wil ek net wie ek kan sê hoekom is hy betrokke in die Republikeinse party? Want volgens almal is ons 'n wit party. Okay, so net jy moet net sy kant hoor. It will always say because I just started from the Bible background. Compared to my peers, I've had a little bit of privilege growing up. I could go to a good school, which was predominantly a white school. My parents could afford my recipe.
But when I was at university, I was studying between phase was I was always each other. And I had friends to go over because I was in the house. The ones slept over because they don't have guests money to go home with them. The other ones slept over because they don't have anything to eat at all. So when you start assessing the situation, you also start asking questions that what do your parents pay, what is their income like? And it made me realize that people are really trying in this country. It's not that people aren't trying. People are really trying. But we have a government that has totally given up on the people. They don't care about it. They don't care about the well-being of people. I mean, Swabo has an amazing building, beautiful building, just across our hospital where that's an animal with chest. And that is not the way human beings are supposed to look. There are animals in countries across the world that are better than human beings in Namibia. And we can see that in the shacks all over the country. That is not how humans are supposed to be living. Why I became involved is for a long time, I'm a political science graduate. And for a long time, I've been searching for home. I do have friends with this one. I do have friends with media. And we are very good friends because I always see them as my enemies. I see them as my political opponents. And we always, have conversations, arguments, what kind of the case making on ideas and how things should be. And of course, there's no perfect world, but Namibia has a lot of potential. Namibia has natural resources, a lot of them, diamonds, gold, uranium. Namibia is the top 5 of uranium exporters in the world. And you would think that, we wouldn't even have an energy problem, but we have an energy problem. Electricity is expensive in this country. We should give at least given that we have uranium. We have the sea, we have fish. Neo just spoke about fish art. What we know of is just that. We don't know what else disappeared. Under the corrupt regime, fish art, SRE Bank, you name it. We have ghost employees within government receiving salaries. And that's money that all of us are paying as taxpayers. The moment you go into a shop and buy bread, you are taxpayer. And even the poorest are not taxpayers in this country, yet they do not benefit from the resources of this country. And you cannot continue like that. Why I've been traveling with Leon and Mr. Nick Bush, the president of the party, and we're pitching into the white community. Because also one of the things that I'm very passionate about is reconciliation. But we cannot speak on reconciliation. The white community has been apolitical for a very, very long time. And the black community, who is now government, in power, is misrepresented by their leaders. Reconciliation is never going to work if we don't come together and actually make it happen. So I believe we need to get involved. We need to get involved because I believe we have children as we're sitting here. We have family members. What has happened, not very far, we know of these loans that government takes. They take loans at the IMF, they take loans at the World Bank. These loans are taken on behalf of the Namibian people, meaning that all of us are indebted to those loans. It's our responsibility to pay back those loans. Now, a lot of those people in power will be here after a few years. It becomes our problem to deal with them. And our debt is skyrocketing. How high is our debt? 136 billion. Everyone in the Namibia owes 43 million. And they sign surety on our heads. Everybody in Namibia owes 43 million. That is why our debt is at. That's why you live. We stop it. So, we're running losing debt. And it is very worrisome. Because that is a problem that we will have to deal with. They will sign all the loans. And I can tell you now, these loans come with conditions. If you cannot pay back these loans, they will take something. Not very far.
Zambia, they don't own their national record at all. It's now owned by the Israelis. Namibia 84 years. And they also over there. They'll take the harbor, they'll take the land, they'll take whatever they can. They'll privatize the whole country if they have to. And privatizing the country also means that your farms no longer belong to you. Because if they don't have anything else to sell, they'll cut for your private, property. And that is why we need to get involved. I can't emphasize this enough, but we are at a point, it's been 34 years, and people still want to speak about independence. We can no longer speak about independence. We have social and economic issues. We've gained the political freedom. Now we want to address the social and economic issues. And if we don't do that, we're going to set in a situation their countries will war gets as well because there's a third leadership. We need to start looking for third leadership. And that means getting involved. I hope we get register, get involved. Okay, I'm getting nuts. Okay. The first change would come with, going to those polling stations and voting for change. Of course, we would have to get involved because other people, the RB doesn't make any promises. You cannot make promises if you are not in a position of power. Because if you're not in a position of power, one day I'm promising the people. But change, because how are you going to implement that change? And that is why the other part of us are make promises. We do have solutions to the problems. And we must understand that problems don't get overnight. It takes time because it has been 34 years that a lot of those problems have submitted. And 34 years is a very, very long time to undo some of the things that have happened. Children are dying every day from hunger in a country with rich resources. What did Rossi Mourinho make? 6.8 billion. 6.8 billion. The government got 100 and something million. 90 million. Well, that's because in all the mines that we have, the Namibian government owns less than 10%. For resources that are here, that belong to all of us as Namibians. It is impractical. It shouldn't be happening. But these things happen because sometimes getting something under the table. And that is my biggest problem. The biggest lesson I've learned from my grandmother is that corrupt individuals come from corrupt communities. Swago is a community with corrupt individuals. There's no explanation for that. If you have a buffet there and you have 6 pieces there, and we are 6 people, I come and I take 2 pieces. That makes it sound like it's not a dear piece. And it starts within the communities. These people start looting and stealing at small levels. Your local authorities, your regional council, and now at national level. I mean, now they don't even care. They steal openly. Every day we have at Citadel, every month 3 million disappears. They can't account for. Where does that money go? But who suffers? The people. Because now the people get surprises on their accounts, 20,000. There's a lady that was in the newspaper last week. She got 2 million. She got 2 million. Why also there's hold the body every month? This is the corruption that we need to root out within our communities. And there is no other way. The only way is to get involved in politics. Politics is who, we, when, and when. Very important part of our lives. And politics happens every day of our lives. The decisions that are made at police stations are more affected by service providers, whether it's a clinic, whether it's a police station. These things involve politics. But if you stay down tomorrow at that police station as a community and you say we don't want to say, change will happen. And change happens in small basis. It doesn't happen overnight. But if you can affect change at a small level like that, you can definitely affect change at a big level. And a very good example was, I don't know if you remember the parliament that wanted to vote, the experts of parliament. And the youth decided, no. The youth took up arms and they went to protest. Oh, by the way, I'm not protesting because I was shot with a rubber bullet. And it was a nightmare for me.
But that was a good example of if we have the willpower, we can stop certain things that are happening in this country. We can stop the money from leaving the country. I don't know if I've been to Chinatown. That is also one of my biggest headaches. The two flags of foreigners. They don't have sprinkles in their shops. That's because they don't bank. They bank their money in the office and they take it out of the country. That is what happens, even at the national level, the mines, the whatever, everything leaves. The resources that they use are certain buildings. They come from abroad. The only thing that they use from is sand. And then when it leaves, the money does not circulate within the economy, therefore the economy is not boosted. So if our businesses, our small business, and now our small business now they compete with them because now they have all the shops and they get citizen shelter, all these things, Now our small business owners now even compete with them. But if we revive our economy, we can then boost the economy because we have minus within the economy, and therefore the country will grow. But these are all things, that the government is looking to be. We know, predominant government is our president of the support, not even a coalition. But this is one of our biggest fears that we have, as we saw what happened in South Africa. And if South Africa sees this, then Namibia catches a mold. And we hope that, this is a wake-up call for, our people as to what's happening there. We need to have a change. The Republican Party is pushing to at least have more seats. So then, government is forced to do a coalition. You're forced to do a coalition, forced, to have people then with the different views and different minds, therefore, a variety of representation. And the one community is the community that we would like to see involved, because we cannot stay in political forever. These things are affecting all of us. I also have peers, white peers, who went to South Africa to study, but couldn't get employment there, so they were forced to come back home. At home, they also come employment. We're also in the same dilemma. Whether we're black, white, doing green, tall, black, whatever. And then also, why I'm showing the Republican Party is it's a gospel spot. They're saying some white party, but it's not predominantly most of its members are black people, and why I'm really passionate about this because I see what's happening to these people. Because grassroots people, they're the poorest of the poorest. Some will go out, they'll hand out food. People are gullible to buy into that. And they'll say, we brought us food. And then tomorrow you said you would same problem again. Teach him how to fish. And now we'll be able to catch fish for the rest of his life. And that is what we hope to do as a party, empower people. Because you cannot speak about land reform and then you don't empower the black man to be able to be a good farmer. You just put him on a farm and trading or whatever. You can't speak about saying you can't be government and say you're gonna teach people entrepreneurship. Because if you were an entrepreneur, you wouldn't be working for government. You own a business. And this is what they do. They start with small little schemes and projects, and then they say, they're doing something for the people. But if you're going to create a problem entrepreneur, you put him under a business owner who knows how to run a business, who will actually transfer some form of skill to them. But they don't do that. They have all these, hustle projects. And our people are gullible because our people are desperate, our people are hungry. And therefore they'll go for the nearest and easiest solution. We read what they're doing with the drought relief. But we also read that they're selling drought relief, which is meant to benefit the people against corruption at the highest level. And I don't know at this point what they can do. Maybe they'll even start selling us at this point. But we really need to get involved. We need to start taking action. And we need to create that solution. This is the only Namibia that we have. They're not doing another one. We can't also have anywhere else. I hope, maybe have a conversation with somebody. Encourage them because the idea is to motivate people. Because people have also lost hope. That's why they are not involved. And we need to encourage people to become involved, to, start partaking. And it's an everyday process. It's not just at the polling station. It's after the polling station.
If RP has 10 seats in parliament, we want you to come back and hold us accountable for what we are doing in that parliament. Say that this is what the manifesto said. Why are you not pushing for certain things that your manifesto is saying? And that is why we have then this strategy of hold our leaders accountable. That 5-year process is an everyday process. And we don't do it because these people, we built a school in Korea for it's one of the worst informal settlements. And we invited the Minister of Gender. And her first question was secured. And I asked, it's like the party president always says, if you do right by people, you won't need any protection. So why would you ask about security when it's your own people? Well, all we want to see is that at least there are people out there who are trying to contribute to the community. And her first question was, security. That's why she never died down. These people are they're disenfranchised from the community. They actually don't know what the means, and that is why they keep doing what they will dare to do. But the Republican Party that's making an effort to actually come to the people. So we tell people, if you want to sit down about it, you just tell us when, where, and how, and we'll be there. And I think that sort of creates an environment because you interact and you see how they feel about it. You're not scared to be criticized. We want to be criticized because we want you to hold us accountable. But the important message is getting involved. Hy is nie betaal om hierdie goed te sê nie. Hy's 'n political science major graduate. So hy het die kennis wat baie van ons nooit sal hê oor politics. Is hy aan blootgestel. En ons probleem is in ons land, ons is so nou kom ons begin net waar ons was, want ek is eintlik bly hy het nou daai deel gehanteer want hy het in die X gebreek. So kom ons maak gou stil en dan gaan ons oor diep dinge gesels. Want dis minder dis nie 'n vergadering, dis 'n gespreksforum. Jy kan onderbreek. Ek gaan nie doen asof daar 'n klomp mense is nie. So vra my as jy by 'n punt kom en kom op want jy vergeet hom. So kom ons bid saam. Here baie dankie dat jy voorreg het om te kan stil raak. Man, ons hart is baie bekommerd as hy praat van die skuld. En ek dink met kleinkinders wat nou rondhardloop as 2-jariges, het klaar 43 miljoen rand se skuld op hulle. Watter belastings gaan hulle nog uitdink om daai kinders te mee belas eendag om hulle te laat betaal vir die skuld wat hierdie mense gemaak het. So ons is bekommerd, maar ons het oplossings. Al hoe die oplossing werk is u die vermoëns in die mense daar sit dat hy gaan gewillig is om te gaan stem en dan dat u die werk doen van dit wat in beheer moet wees of hoe die strukture daarvan afvloei. Ons weet dis 'n wêreld met baie duisternis met die uiterste pole aan weerskante. Maar ons probeer net in hierdie land doen wat regtig is en regverdig is, sodat elkeen sy deel onder die son kan kry in hierdie mooiste grond wat ons opbly. En dis soos hy sê, dit al ons het. So ons vra u seën oor vanaand en ook wat voor lê die volgende paar dae. Ons loof u vir die geleentheid in Jesus naam. Amen. Ek wil vir julle iets interessant sê wat nie eintlik deel van die gesprek is nie. Agter hierdie vergadering vanaand, ek het dit hierso, is daar 5 verskillende 24 uur gebedsgroepe gestig vir die Republikeinse party tot vir 88 dae, omdat hulle glo daar's 'n ander kant wat ook gehanteer moet word. Hulle het in gang gesit, mense op hulle eie. Elke uur is daar mense wat intree. So ek is eerlik as ek is iets anders dan die gebeur ook wat ons nie voor gevra het. Maar wat ek vir julle nou toe wil begin kom, is die eerste vraag is en Kevin het die regte om te antwoord, maar hy mag nie, hy het 'n major in political science of wat dit al. Dus ek wil by julle hoor, wie verstaan demokrasie regtig? Wie weet wat dit is? Ons lewe in 'n demokrasie. Maar kom ek definieer vir julle demokrasie. Democracy is people elected by the people for the people to govern to the benefit of the people. Dis demokrasie. Belewe ons dit in die stadium. Ons beleef people elected by the people to the benefit of the elected people. Dis die verskil. So ons moet begin verstaan, ons moet demokrasie herdefinieer in ons land om dit reg te kry. So ons is by 'n punt waar ons nou nie meer kan aanvaar om op 'n braaivleisvuur te staan
En daar is niks, want ek was glad nie betrokke gewees in politiek nie. Ek was 'n baie groot politieke aktivis in die Kaap toe ek 23-jarige jong man was, omdat ek uit 'n situasie in Namibië gekom het waar daar oorlogomstandighede was, en ek was 'n politieke aktivis vir die beskerming van minderheidsgroepe in Suid-Afrika en hier se regte om sosiaal, kultureel hulle regte te kan beskerm en te kan bly behou. Want dit val altyd weg wanneer die majority oorneem, die minority verdwyn. Nou Kevin is eintlik 'n baie snaakse minority. Hy's 'n Zambiese agtergrond en 'n Kaapse agtergrond, as ek reg. So hy het nog meer probleme as ek. Maar hy word nie in die land beskerm en dit wat vir hom belangrik is, want daar's net die electorate wat se belange beskerm word. Want die minorities en die majorities het gesê, ons aanvaar dit nou maar. Want ons is waar ons is. Ons sit waar ons sit. Met 43 miljoen ons skuld per persoon, met wat weg is op die boeke, wat fisies weg is, wat gesteel is. Gee vir elkeen van hulle 6,5 miljoen van 3 miljoen mense wat jy kan gebruik het. Dis wat weg is. Ons is in daai situasie oor onbetrokkenheid. Daar sê hy, toe hulle betrokke raak, hoe stop hulle. My geskiedenis is, ek het by die Health Defence League betrokke geraak en ek het gesê, ek aanvaar nie hierdie COVID gemors nie, ek aanvaar nie hierdie mask mandates nie, ek aanvaar nie hierdie geforseerde inspuitings nie. Ons moet daarteen opstaan en ons het. En nou is die regering baie meer versigtig met dit wat nou besig is om te gebeur, want ons het besluit as 'n groepie mense van so 2.500, ons gaan nie dit toelaat nie. 2.500, hulle groep het dinge begin weerhou. As julle weet hoe die ouens in die noorde van hierdie land voel, binne die Ovambo omgewing, oor om te kom betoog in hierdie land, oor wat in hierdie land aangaan, want hulle word ook benadeel. So ek het nou gevra, wat is demokrasie? En demokrasie het ek nou verduidelik. Nou, in die wêreld, in die geskiedenis, was daar 'n paar baie slegte leiers. Ons almal is opgelei om te weet dat daar is een van die slegste ouens wat ooit geleef het. Weet julle, hoekom was hy sleg? Is omdat ons vertel is, hy was sleg. Ons almal, en hy kan nou vir julle dit sê, sy skole, sy leerplan, vertel vir almal buite hoe sleg die blanke was. Wat hy in die verlede gedoen het. Terwyl die geskiedenis wel feite wys wat gebeur het, maar daar is soveel feite wat sê, dit wat gedoen is, moet net weggevee word, ons moet nie dit weet nie. Ons moet net van die slegte goed weet. So wat gebeur? Hulle maak dit net sleg. En wat doen ons toe? Ons gaan klim in 'n boks en ons sê, dis reg, los ons net uit. In plaas van ons te begin verdedig en sê, dis nie wat daar is nie. Nou, ek wil hier ons vir my sê, wie was die slegste leier wat jy op skool van geleer het, wat ooit bestaan het? Hitler. Hoekom? Well, he killed millions of people. For what reason? That's the only reason for me why he's bad. Okay, goed. Remember that. Maar nou wil ek gou vir jou vra, was jy daar, of het jy dit gesien, of het jy dit gelees in boeke? Okay, sien, in ander woorde, hulle kon vir jou 'n storie vertel en jy glo dit. Nou kom ek vertel gou vir jou iets van Hitler, net vir interessantheid. Waar was die wêreld, en ek gaan nie geskiedenis lees nie, ek gaan terugkom na ons situasie toe. Waar in die wêreld was die land wat die bankrotste in die wêreld was na die Eerste Wêreldoorlog? Duitsland. Daai slegte leier het in 2 jaar Duitsland gelyk laat breek in sy ekonomie, dat hy nie skuld het nie. In 2 jaar. In die 5de jaar was dit die grootste ekonomie in Europa. So as hy so sleg is, moet hy iets doen wat sy mense gemotiveer het. Volg julle. So, wat het ons geleer van hom? Het ons geleer hoe hy die ekonomie omgeswaai het? Het ons geleer dat hy gesê het, ek gee nie om wat die wêreld daar buite sê nie, maar my mense kom eerste. Wie van julle oor hy gesê het oor Duitsland oor alles? Dis mos wat hy gesê het. Dit hoor ons nie. Nou gestel ek staan nou op, of Henk, of Kevin staan op, en ons sê, Namibië se mense kom in alle omstandighede eerste. Van hier af. Gaan die wêreld daar buite daarvan hou, as ons sê, die Iran is nou ons, en ons verkoop het aan die beste, wat gaan hulle van hom sê? Hy is 'n tipe Hitler. Reg? Want dis wat hulle geskep het. As hy gaan sê,
ons maak nou, want dis wat die Republikeinse party sê, ons sit 'n moratorium op die visvangery teen ons kus met groot bote. 2 jaar, geen bote meer in die water nie, behalwe die sosiale visvang. Want dit vat 2 jaar om 'n kabeljou van so groot na 5 kg te vat, op die kabeljouran. 2 jaar herstel ons die visbronne. Wat gaan daai vissermaatskappye sê, wat aan die buitekant al ons vis wegry in honderde duisende tonne en verkoop vir miljoene rande as ons in ons waters toelaat nie. Dis 'n tipe Hitler. Sien wat gebeur as jy na jou mense kyk. Maar wanneer jy na die game speel om 'n land te verrenoveer op sy bates, sy minerale, sy mense te belas waar hulle nie meer kan nie, om hulle grondwater te vat en selfs dit te probeer verkoop om Iran uit te krap, terwyl dit 'n kosmyntjie is. Om in die Caprivi area te gaan boor vir olie, want dis iets wat ons in ons sak kan sit as ons terwyl daai mense nie gaan kos hê nie. Wat is daai lande? Dan speel hy volgens die triek of die taal wat hulle wil hoor en sê dit is 'n goeie land, hulle werk saam. Maar die oomblik as iemand sou sê ons beskerm die Capriviane, dat hulle kan behoue bly. Ons kyk na die belange van die Afrikaner blanke, dat hy sy kultuur kan bly bestaan. Ons kyk na die reelbaster, dat hy vooruit gaan. Kyk hoe lyk hulle plek. Dis nie hulle nie, dis omdat daar nie geld is om wat hulle gegee word nie, en dit word nie bestuur nie, want hulle mag nie opstaan nie. Want 'n regering wat mense daar onderhou, kan aan die bokant bestuur word, deur mense wat wil hê dit moet so bly. En dis waar ons is. So die demokrasie is vernietig deur wie? Deur ons wat hier betrokke is, deur ons stil gebly het. En daarom moet ons vandag dit maar op die skouer vat en sê, dis hoekom hier so min is. Volg julle wat ek probeer sê. Nou, om verder te gaan, ons het nou verwys, ek is bly julle het gesê, Hitler, want ek verwys gewoonlik na dit, en ek kan vir julle 'n studie gee, ek het hom gaan opstudeer. Ek het vir maande gesit en materiaal deurgewerk, om te besef hoe kragtig die mense is wat ons 'n sekere prentjie wil glo. Wat, onthou net, corporate, 'n regering, baie dankie nie gesê, 'n land is 'n besigheid. Hy het 'n inkomstekant, hy het 'n uitgawekant. Die boeke moet balanseer tussen die twee. Jy kan nie die mense, die hulpbron belas om die land se laste te dra nie. Die land moet sy eie laste dra. Die mense in die land moet nooit as 'n asset gesien word nie. Jou hulpbronne is wat beskikbaar is tot jou mense. So corporate werk presies dieselfde. Jy's 'n nommer en jy moet sorg dat daai nommers bly hardloop. En as jy nie deel is van dit nie, dan is jy in die stelsel uit. Verstaan jy? Nou, ek is nou bly ons het nou gesels oor iemand soos Hitler. Nou ek gaan gou sê, wat is die een ding wat hy dadelik in sy land ingebring het toe hy 'n bankrot, pornografie, hoergedrewe omgewing gekry het wat vrouens hulle self goedkoop uitgegee het vir oorseese mans. In Duitsland was dit die goedkoopste in die wêreld geweest om 'n vrou te kon optel, net dat hulle kon brood op die tafel van hulle kinders sit, want hulle het met letterlik 'n kruiwa gestoot met geld om 'n brood te koop. Wat was die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het gesê ons moet die mense entrepreneurs maak om te begin vervaardig en bou. Sê nou vir my of julle weet wat ons alles maak in ons land. Wat vervaardig ons? Ek gaan jou skok. Hulle sê daar's 'n paar lande in die wêreld wat bewys het dat die struktuur van regering so sleg is dat die mense so onderdruk is, hulle nie eens hierdie gap kan raak sien in die mark nie. Dan moet jy weet waar ons is. Vervaardig ons land 'n pakkie vuurhoutjies. Ons voer vuurhoutjies van Suid-Afrika lorry gewys in. Om 'n vuurhoutjiefabriek aan die gang te sit, kos $80,000. Dan maak jy vuurhoutjies. Dis die bottom line. Dan het jy die hele mark in Namibië as jy nie van daai kan invoer nie. So gemaak vuurhoutjies. Maak ons blits in ons eie land. Wat gooi jy op die vuur? Dis lion matches, blitz firelighters ensovoorts. Dis wat jy op jou vuur sit. Hulle het ons ver genoeg gedryf dat ons nie eens dit besef nie. Verpak ons enige vleis in blikkies in ons land? Nee. Dit kom van boeliebeef kom Suid-Afrika af. Al die afvalvleis en al die soja en al die goedere aangeposforseer word daar gedoen, maar ons verskaf baie van die vleis daar. Ons verpak nie onsself nie. Ons vervaardig niks. Om 'n idee vir jou te gee, ek sal daarby uitkom.
Waar lê 'n onuitputbare bron om skoene mee te vervaardig? Die robbe. 4 miljoen robbe, hulle teel aan in 'n tempo wat ons nie kan beheer nie, maar ons laat vervaardig ons skoene in Suid-Afrika en China, dan word dit van die weermag ingevoer. Al wat ek vir probeer oordra, is, verstaan julle hoe onbetrokke ons geraak het? So as julle miljonêers raak, die voetjies, ek onthou julle nie gehoor, okay? Dis die dood, dis die erns van die saak. Nou, om terug te kom, ek het hier 'n nota gemaak, nee, oor hoekom ek betrokke geraak het by die politiek. Toe ek met die HBL ervaar hoe onbetrokke ons mense is, dat hulle in rye gaan staan, omdat 'n korrupte regering sê, jy gaan ingespuit word, maak nie saak wat jou gebeur nie, luister na ons. Toe besef ek, hier's 'n probleem. Soos met hierdie ding rondom die Iran en die water hier by Stamford. Die mense wat in opstand kom, word so doodgedruk. Nou het hulle hulle liggaam saam maar geskep, maar daai liggaam moet net nie gehoor word nie. 'n Regering wat deur die mense daar gaan kies is vir die mense, tot die mense se voordeel. Ze sê, kom praat met ons, ons wil hoor wat is die probleem, voor hierdie mense enige gat in die grond sak, sodat ons kan weet waarmee ons te doen het. Want dink julle die minister van Mines and Energy, die kennis van wat in die suide aangaan in hierdie waterbron? Nee. Dis waarom die struktuur wat ons voorstel ook deel gaan verander. As ons ooit in bewind sou kom, stel ons voor minister en werksgroepe. Daar sal nie deputy ministers en adjunks en dit en hulle is weg. So ons gaan klaar klomp geld spaar, ons gaan dit gebruik vir wat nodig is. Ons benader hierdie ding soos 'n besigheid wat moet werk. En al hoe jy kan werk is as jou boeke balanseer. En dis wat goeie lande soos El Salvador, Uruguay, Kroatië, Poland ensovoorts bewys het. As jy die land reg bestuur met sy bates en sy hulpbronne, dan werk die land tot die mense se voordeel. Nou gaan ek julle skok. Behalwe die 43 miljoen rand se skuld het en jy en almal van ons, en 6,5 miljoen kon bygekry het, is ons die hoogst belaste land in Afrika. En hulle dink nuwe belastings elke dag uit, want hulle is kort op die budget. So moenie verwag dat daar nie snaakse belastings kom soos op waterbronne wat benut word. Daar's 'n nuwe waterwet uit, julle weet van hom, 11 Augustus verlede jaar. Hy's gedruk, hy's deur. Maar ons is een van die 5 lande in die wêreld wat Deloitte gesê het, en ander groot ouditeursfirmas, wat nie belasting behoort te betaal nie, en ook nie wet behoort te betaal nie, want ons hulpbronne tot die volume mense is so groot, dat dit klaar die boek uitbalanseer en ons geld oorhou. Watter regering sal 'n swak regering wees? 'n Regering wat aan die einde van die jaar kom en tekort het, reg? En 'n regering wat aan die einde van die jaar kom en geld oor het. Wat moet 'n regering doen? En gelyk breek. Dis die ideaal. Dat volgende jaar, daar's nie geld oor nie, dis gebruik in die regte projekte in. In ander woorde, ons sit hier met geld, daar skole tekort, ons allokeer geld aan hy bronne toe. Dan begin bou ons die land op. So om uit 'n politieke hoek uit 'n land te bestuur soos Namibië is eintlik redelik eenvoudig, want ons het nie 'n ingewikkelde struktuur nie. As jy in Amerika 'n politiek, dis iets anders. As jy ek wil amper sê in Rusland is dit dalk iets anders, want jy het jou Balkanstaat en al die, hier is dit eenvoudig. Maar ons het dit misluk. Nou, ons manifest, wat ons het, ek wil net vir julle hier lees, en julle kan sien, ek het baie notas, ek kan julle lang besig, ek het jou gesê, nie waar as julle 3 is, of 6 nie, ons wil hier praat oor wat saak maak, en ons weet, as julle met julle vriende gaan praat, en sê, dis sens, want nie een van die ander politieke partye wil hier nie goed gesels, nie hulle vir my hier onderwerp. Nou wil ek vir jou vra, ek gaan vir julle, een van julle, vir jou, die manifest is die studie vir almal aan. Dan kan jy dit lees, maar ons visie en ons missie is as volg. En dis nie 'n onhaalbare visie nie. Ek gaan dit in Engels lees, a united, prosperous and sovereign Namibia where every citizen thrives under the stewardship and responsible governance of a government who works for the people. We envision a Namibia where resources are harnessed responsibly
develop is equitable, and every individual is empowered to participate in a thriving, real democracy. Guided by the principle of integrity, accountability, and transparency, we commit to uphold the nation's constitution and Christian values, fostering a community that values moral and economic advancement for all. En hierdie beteken julle kinders en julle gaan kleinkinders hê. Ek het, en ek het nooit in my lewe gedink ek gaan kleinkinders en gaan oupa word. Glo my, ek het 5. So ek is bekommer as hier nou dan sê maak vir my sens as ek kan deurgevoer word. So uit die visie uit wil ek die volgende goed na julle toe bring. Elke persoon daar buite kan klein eiertjies lê oor wat by hier bespreek word, soos belastings. Ons behoort nie belastings te betaal nie, omrede, ons het nou klaar verduidelik ons hulpbronne. Om julle idee te gee wat hy aangehaal het. Russian uranium met 6,8 biljoen profiet gewys. 180 miljoen kom in die Namibiese regering toe. Dis wat hulle self erken het. Nou Windstad sit met 6 biljoen rand se skuld en die was in die koerant gewees. 6 biljoen. Die totale skuld wat ons nou het is 126 biljoen. Hoe kry ons dit teruggewerk in 'n paar jaar? Baie eenvoudig. Ons nasionaliseer ons mineraalbronne. Want dis nie die buitelandse nie, dis ons. As jy jou bees of jou skaap by jou het en iemand kom stel vir jou voor wat jy dit meteen verkoop terwyl jy weet dis nie die regte prys nie. Wie verloor? Net jy. Nie die ou wat koop en hy wen. Hy maak 'n wins daar. So as ek hierdie grondstowwe opbring wat bo op die grond, daar lê hulle. Dan moet dit die mense van Namibië se wees om te sê, daar in die open mark daar buite, sou julle diamante, goud, steenkool, wat ook al so. Hier lê dit. Wat wil julle betaal? Dis die prys. Daai geld is hoe ons hierdie land moet mee regkry, want dis ons hulpbronne. Nou gestel ons van 10 maatskappye, soos Rossie, wat elkeen oor die 6 biljoen profiet wys. As 10 van hulle 5 biljoen wys, en ons kan 5 biljoen in die skuld afbetaal, het ons 3 jaar, ons is skuldvry. Dis presies wat gebeur in daai land wat ek van vertel het. Hy het gesê, dis die mense sin, ons verkoop dit nie regte prys. Hy raak in die Iran. Hoekom het hierdie land nie 'n kernkragsentrale nie? Ons het al die Iran. Ons sit met 'n strandgebied van Meop af reg deur wat geallokeer is daarvoor, waar niemand benadeel kan word sodat ooit 'n probleem kom nie. Nie as die visbronne nie of die waters nie, want die koue bek spoel op en weg. Sou daar ooit 'n probleem kom. Ons Iran, as ons 'n kernkragsentrale het, hoeveel persent van die totale kernkragsentrale soos Kuiberg sal ons land gebruik? 18%. Wat doen ons met die res? Voer dit uit. Dis iets wat ons kan verkoop. Oral staan die lyne reg om te kan aflewer. Dieselfde met ons waterprobleme. Hoe ver is Mariental van Windhoek af? Julle hang af, julle is afhanklik van 'n plek soos Hardak, reg? Vir alles. En as hy droog raak, dan staan hy. Hy het nog nie, maar is naby. In plekke soos tussen Rusland en daarvan die waterstrate is daar pypleidings van oor die 9.500 kilometer. Maar hulle tap van die Swart See af en tap hiernatoe ensovoorts. Hierdie land het die vermoë om te onsout op te pomp Windhoek toe en almal het 'n netwerk te voorsien. Want ons is nie onbereikbaar ver uit mekaar uit nie. Deur die regte bronne reg te gebruik word die geld reg spandeer en dit vat 2 jaar om so 'n projek te finaliseer met mense wat wil werk. En die geld wat wegraak en brûe wat gebou word en half staan en 50 miljoen kos vir 500 000 brug. So nou begin ons die strukture in plek. So ons water het ons aangespreek. Hoe spreek ons die skole aan? Is ons skole gemors? Wie se kinders is in privaat skole? Meeste mense moet, want jy kan nie die ander vertrou nie. Die oupa voel later ek moet die kinders in privaat skool sit en dit nie werk as 'n homeschooling, want jy kan nie die sisteem vertrou nie. Wie se skuld is dat die skole in mekaar gestort het? Die onbetrokkenes. Dis wat gebeur het. Want hulle het vir ons begin, ons kon sien hulle bestuur het die mense, gaan bou ons privaat skole en hierdie val en hierdie word opgetel want dis die struktuur. Maar ons is eintlik veronderstel om in 'n land soos hierdie verniet te kan skool toe gaan en verniet boeke te kan kry. Hoe doen ons dit? Die eerste ding is ons moet ons koshuise reg kry. Hoe kry ons die koshuise reg? Baie eenvoudig. Hier is soveel government buildings wat net die helfte van gebruik word, reg? En minder.
Ons begin die ministerie saamvoeg, die leë geboue word skole, ons identifiseer die ander geboue, ons begin koshuise bou. Waar kry ons die kos vir die koshuise? Hierdie regeringsplase wat so misbruik word, hierdie wat afgevat is, ons vat hulle terug. Ons stuur 'n ou wat kan boer, swart, wit, wie ook al aansoek doen, dan daar is nie affirmative action meer nie. Ons het kos vir die skole nodig. Ons stuur hom Noiland toe vir 6 maande, hy skryf hy eksamen, hy kom terug, hy klim op die plaas en vir elke 2 maande is hy inspekteer op sy grond om te kyk, is dit wat dit voor gebruik word? Die regering koop die kos by hom aan en sê ons sal teen kwaliteit betaal ons jou 'n waarde. Daai ou vervaardig vir die koshuis, vir die polisie, vir die weermag en vir die gevangenisdiens kos wat hier verpak word. Ons het 5 sektore aangespreek in een sin. Skielik begin vervaardig ons wat ons moet doen nie. Skielik het ons skole reggemaak wat ons moet begin doen. Skielik het ons koshuise vir ons kinders. Ons het die boere gestimuleer en ons het die ekonomie gestimuleer. 5 punte in een sin. So ons kan die skoolissues aanspreek. Nou het ons genoeg minerale om te sê ons gee vir die kinders skoolboeke en ons gee vir hulle materiaal. Maar as jy ontbreek, dan betaal jy vir hom. Ons moet leer om verantwoordelik te wees. Hoe kry ons die skole nog reg? Ons bring 'n bietjie tugtiging terug. Want daar's geen kinders meer daar buite wat enigstens dink om 'n lewe te loop maak aan die buitekant nie, want alles moet gegee word. Want dit gewoon geraak en afbreek en ontvang. So al is dit met 'n geskop en 'n geskree, dit sal moet terugkom. En dit sal moet terugkom nie vanuit die verkeerde hoek uit nie, dit gaan uit die hoek uitkom as die kind werklik oortree, dan is daar rede tot so iets. Hoe kry ons die onderwys reg? Want dis waar baie mense sê, dis waar die swak plek lê. Wie is van die swaks betaalde poste in die Suid-Afrikaanse ag in die Namibiese staatsdiens? Die onderwysers saam met die polisie. Dis jou 2 kernaspekte van vooruitgang. So ons moet daai strukture aanspreek. Ons moet die regte mense in plek kry. As 'n mens nie perform nie, is hy weg. Ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nooit in my lewe iemand net betaal om te sit op 'n plekie. En net mooi te lyk. Ja, maar dit gaan, dan kry jy van iemand er werk. Ons moet daai ding in plek bring. En jy moet sê as jy stry. Hier het ek op, hoe spreek ons die plase aan? Ons het oor die hostels gepraat. Ons het gesê byvoorbeeld, ons land kort 230.000 huise om die shacks minder te maak. As jy mense wie vir huise gee nie, ons gaan die bankstruktuur verander aan die een kant, want ons banke vra hopelose voorrentes, selfs vir hulle, om 'n huis te kan bou. So wat doen hulle? Hulle bly in 'n shack, want hulle kan nie bekostig nie. So wat moet ons doen? Huise. Hoe dek ons 230.000 huise in een verkiesingsperiode van 4 jaar? Hoe doen ons dit? As 'n maatskappy 6,5 biljoen rand profijt wys en hulle wil hulle grondstowwe bou, dan is daar ons 'n manier om dit te belas as hulle dan ons grondstowwe wil vat vir niks. Van jou 6,5 gee jy ons 1,5 biljoen vir behuising in enige plek in die land. 5 maatskappye doen dit. Een se 1,5 biljoen bou 24.000 huise, so met 1,5 biljoen bou al die huise. En hulle koop die huis deur 'n staatsbank van 2% wat geskep word net vir 'n behuisingsprojek. So hulle betaal vir 'n huis 2% rente oor 'n periode. Nou raak dit lewensvatbaar. Ons kry ons strukture uitgesorteer, ons het behuising, ons het skole aangespreek, ons het vissery, ons gaan die robbe uitwis tot met 10%, want dan het ons weer vis. Hulle eet tot 9 miljoen ton vis gemiddeld. As jy die som uitwerk, daar's 4 miljoen robbe en elkeen eet 25 kg vis 'n dag. Werk dit uit. Dan sien jy waarmee ons sit. Dis waar maar die vis, dis hoekom die robbe uitspoel en vrek. So ek het nou spring daartoe, maar ek sê elke ding kan ons begin antwoorde voor kry. En die ekonomie begin stimuleer. Skielik stimuleer die ekonomie want jy het fabrieke opgesit om robvis vleis te verwerk, leer te verwerk en olie te verwerk. En dan kan ons 'n kers maak. Want ons maak nie eens kers in ons land nie. Nie 'n vuurtjie nie 'n blits nie en ook nie. Julle voer al die kers wat in hierdie land word ingevoer. So ek hoop dit maak vir jou sin. Nou hierso het ek nou nog 'n statistiek wat ek met julle wil deel. Ons land is die land met die hoogste werkloosheidssyfer in Afrika. Amper 65%. Maar dit beteken nie dat die ander 35% blank is werk het. Dit beteken hulle suffer net so
soos wat hulle suffer en wat my kinders suffer om 'n werk te kry. Probeer kyk daar buite. Hulle doen vir een pos by die staat, 'n cleaner pos. Daar het mense met die hoogste potensiële grade uitgekom. Het tot 4.500 mense aansoek gedoen vir 'n cleanerspos. Om te gaan skoonmaak, net om inkomste te kry. Is dit nie skokkend om te dink ons sit in 'n land waar 'n regering, en verskoon my, dis op die video, maar ek gee nie om nie, waar hulle so fit sit, wat net intrek en geniet en misbruik nie. En ons sit aan die einde van die dag, en ek sê nou vir julle, hierdie tipe gesprekke, sê mense gaan jy in moeilikheid bring. Ek is nie bang om deur hierdie mense aangevat te word nie, want ek weet ek is reg en hulle is verkeerd. So ons moet begin opstaan en wat ons voor glo. Ek gaan vir julle 'n voorbeeld gee van wat in Uruguay gebeur het. Die president wat daar gewen het die kleinste basis gehad van al die setels. Dis wat hierdie selfde is. Toe kom hy aan bewind. Toe sê hy vir hulle hierdie woorde: die dag as ek aan bewind kom, moet julle een ding verstaan. Ek bly in my huis en ek ry met my kar. Ek bly nie in julle huis nie en ek ry nie met julle karre rond nie. Want as ek 'n goeie president is, sal die mense my van self beskerm. En as ek 'n goeie president is, sal die mense by my huis my oppas sonder dat ek weet. Ja, hy vertel al die storie. Hy het met 'n Beetle gery. Ek gaan kyk Uruguay. Hy ry met 'n Volkswagen Beetle. Ry hy tussen sy kantoor en sy plot 5 hektaar. Dan sit hy, as hy aanslaap, dan sien hy, daar staan ouens en rook, daar staan ons, dan pas hulle sy huis op. Hy het nie iemand gevra nie, hulle doen dit van homself, op hulle eie gekom. En hy het altyd gesê, dit was nie, want hy het vir niemand betaal nie, en almal het hom beskerm. Hy het sy 5 jaar klaargemaak, hy het die land omgeswaai, hy het die staatsgeboue uitverhuur, en ek vra toe eendag met Henk oor hierdie ding, Henk die president van die party, en hy sê, jong, dis 'n benadering wat ons moet hê. Hoekom sal ons nuwe karre gaan ry, as ons karre het, terwyl daar behoeftes is vir skoolbusse, wat gekoop kan word, want as kinders wat tot 25 en 30 kilometer moet stap, die maandag na die skool toe, die vrydag stap hulle terug, en hulle bly maar in die veld om die skool, in 'n seil, want hulle kan nie vervoer word nie. Ja, ons het iets gemis. So, verstaan jy wat ek sê? 2 van daai Mercedes wat nou rondhardloop, wat gekoop word vir daai ouens, kan 'n bus koop wat daai kinders kan rondry. En die petrol betaal. So ons is besig om totaal en al agteruit te boer, en ons is onbetrokke. Hoekom weet ek ons is betrokke? Kyk hoeveel mense sit hier. En daai mense gaan by die volgende braaivleisvuur bitter baie te sê, maar hy was nie hier nie. En hy het nie planne nie. Hy het planne daar, maar hy raak nie betrokke nie. Ek probeer vir jou punt hê oor hom nie sê vir nie. Dis hoe dit werk. Die hospitale, hy het die hospitaal aangeraak. Toe die hospitaal, die Katetura Staatshospitaal en die Sentrale Hospitaal in Windhoek was ingeskryf gewees as die beste kwaliteit staatshospitale met onafhanklikheid wat in Suidelike Afrika beskikbaar was. Nou is dit van die slegste. Dit het selfs Baragwana oorskry. Want die rotte se grootte in ons gang is groter as die wat in Baragwana is. Dis waar op neerkom. Daar's meer en daar's groter rotte. En niemand doen iets aan nie. Julle weet hoe siektes 'n rot dra. Hulle hardloop oor die pasiënte rond en die oorkant is hierdie mooi gebou. Is ek reg? Dis waaroor hulle sê. Exactly, dis waaroor hulle kwaad is. Hulle sê, hoe werk dit dat 'n regering met 'n regerende party so goue gebou bou en die mense gaan die oorkant dood in die hospitaal? Hoe gaan ons die hospitaal regmaak? Baie eenvoudig. Daai gebou kan 'n baie mooi deel van die hospitaal word, en om die hospitaal reg te maak kos letterlik 300 miljoen, dan is hy die tops. Dan is hy tops. En ons gee dit nie vir die Chinese nie. Ons gee dit vir die locals. En onthou tog, ons policy is, die Chinese, ons gaan so groot stomp uithaal en hulle almal oplaai en hom in die see instoot en sê, gaan terug na julle land toe. Want julle het ons mense se werk gevat, julle het inisiatief gevat, julle het vir ons goedkoop gemors afgelei en niks wat ons gekry het en julle was enige voordeel nie. So ons wil met ons mense begin paaie bou. Die skill daar ontwikkel by die boubedryf. Julle, ons boubedryf is stukkend as gevolg van dit. Van niks anders nie. Hulle het hom geknak deur onder te kan inkwoteer en die mense kon net eenvoudig dit maak nie, dan maak die maatskappy maar toe. Dan sit daar 35 tot 40 handlangers en briekies sonder werk. Vir wie gaan werk hy? Die helfte van die geld vir die Chinese.
wat om 7 dae week laat werk sonder labor laws. Wie het verloor? Hy werker. Want ons het toegegee dat hulle in ons land inkom om doen wat hulle doen, maar ons het nie betrokke geraak nie. Ek wil nie te lank wees nie, maar ek wil vir hom of julle dit afsluit net vinnig. Maar om julle 'n idee te gee, daar is soveel projekte wat in ons land loop. Ek het 'n skoolfeeding projek in die gang gesit van oor die 300 miljoen US. Geld geleen gekry, alles wat daarmee gepaard gegaan het. Hy's gekelder weens die gedagte van korrupsie. Mense wil hulle vingers op die geld kry. Dit gaan nie aan nie. 300,000 kinders 'n dag se kos gegee. Uit die pakkies was fortified feeding. Ons het die melkindustrie opgetel het van 30 miljoen liter na 90 miljoen liter toe. Ons sou die melkindustrie gestimuleer het, ons sou uitgevoer het. Ek het 'n besigheidsplan op die tafel gesit. Ons het depots in Suid-Afrika opgemaak van Namibia Dairies en dit het ongelooflike impak gehad. Al hierdie dinge is wat hulle probeer wegkry, want 'n regering wat deur die buitewêreld bestuur word sê, hou julle mense afhanklik van julle, gee hulle nou en dan 'n sak mieliemeel en 'n bietjie wors, dan dink hulle julle sorg vir hulle, maar moet net nie hulle agterkom, ja, hulle is die mure en jy is die springkane. As die mure wakker word en besef, ons het meer mag en geleentheid om oor te neem, dan gaan die springkane nooit weer kos hê nie. En dis wat ons doen. Ons het gesê is reg, ons doen dit so. Ons het net die mure. Nou, van die projekte wat nou byvoorbeeld op die tafel is, en ek praat nou namens iemand, was een van die projekte was 'n 8,5 biljoen US dollar projek by die kus van 'n hawe wat ander mense sou gebou het met hulle geld, met hulle tegnologie en ons labor sou gebruik het om 'n projek daar te stel wat vir die volgende 80 jaar geld vir Namibië sou kon invorder op 'n 8,5 biljoen rand projek. Wat sê die regering? Nee. Hierdie lyk na geldgeleentheid. Ons wil dit uitsit op tender, want ons wil ons hande in die pot kry. Die projek is geskraap omdat hulle nie tot vergelyking kom nie. Daai geld is aangebied. Dis nie gevra nie, dis aangebied. En die projek is, hulle is nou besig om dit beklei om deur te kry, maar dis nie by die regering nie, dis privaat entrepreneurs. Ek kan vir julle vir baie lank besig hou. Maar ek wil vir julle byvoorbeeld 'n vraag vra. Wie van julle hou die media en die koerante dop van voorstelle van nuwe belastings en nuwe goed wat besig is om stelselmatig in te kom? Hou die koerante dop. Want ons onbetrokkenheid maak dat ons nie daarop reageer nie. Soos, hier was nou weer 'n steenkool ding, wat hulle hier iewers tussen die plase wou doen. Julle sal moet beklei, want julle kan dit nie toelaat nie. Dan sê mense, ja, maar as ouens dit gaan voordeel finansiële uittrek. So een ou se voordeel sin 20 ander. Dis mos hoe ons is, ons gaan nie mekaar enigiets nie. Is ek reg? So ons moet, daai ding moet reg bestuur en reg beplan word, die groepe moet ingetrek word. Wie van julle het gesien wat hierdie aardappeltekort gaan wees oor die swart ryper in Suid-Afrika? Het julle gesien waar die pryse gaan opgaan? Nou vra ek nou vir jou, is ons so afhanklik van Suid-Afrika dat ons moet beïnvloed? Want ons het nie genoeg water nie, want daar was nie 'n waterleiding gewees nie. Daar is nie genoeg geld om die mense te finansier en reg aan die gang te kry, die boerebedryf teen die minimum rentekoers gesubsidieer om die ouens te kan sê, nou plant julle aardappels want ons sien nie kom 'n probleem nie. Ons beplan nie. Want ons het onbetrokke geraak. Ons worry nie. Solank ek my whisky en my coke en saam drink die aand, of my brandy, en my mense is dan, en my mense is in huis, terwyl jou kinders enig nie dit kan doen nie, want ons is onbetrokke. Hy het aangeraak, en ek gaan dit daarmee probeer afsluit, en dan gaan julle geleentheid vra, dat gee te vra, en almal kan. Julle, ons plan met die Republikeinse Party, is presies van hierdie goed wat julle hier gehoor het, en ek vat in die punt van die ysberg. Maar ons plan is om blankes weer te probeer motiveer, om in die parlement in te kom, om van binne af, en help van die braaivleisvuure wie probeer 'n verskil maak, om van daar af te werk en 'n verskil te maak. En hulle wil hê ons moet saam daar wees, want ons en hulle breine en koppe saam gaan tot voordeel wees van 'n land wat tot almal se voordeel is. So ons moet leer om te stem beteken om te sê ek soek verteenwoordiging, en as ek stem sê ek sal by die kongres moontlik wil opdag en ek wil betrokke raak in die regering. Dis jou verantwoordelikheid teenoor wie?
jou kleinkinders, en dan moes jy nie gehad het nie. Dan moes jy nie kinders gehad het as jy gesê het ek wil niks weet nie. Ek het kinders en kleinkinders en ek besef my verantwoordelikheid. En in die laaste tyd het ek een ding agtergekom, ons swart mense in hierdie land is baie slimmer as wat ons hulle wil voorgee. En hy sal dit erken. Tussen die Afrikaner blankes kry jy sleg mense. Mense wat nie wil nie. Mense wat ook maar tussen hulle ook, maar jy kry tussen hulle die mense wat die verskil kan maak. En ons moet na daai mense toe begin uitreik en sê, kom na vore, ons kan met julle saamwerk. En ons gaan nie nog 'n kans kry. Weet julle hoekom ek sê ons is die moeilikheid? Dis wêreldwyd bewys. As 'n land by 50 miljoen rand of Namibiese dollar se skuld per individu kom, of in hulle geldeenheid 50 miljoen in verhouding tot wat ons 50 miljoen sien, dan kan 'n land nie daai skuld dek nie. Met so 'n klein populasie nie. Wat is altyd die uitvloei daarvan? Burgeroorlog en anargie. Want dis wat in Afrika gebeur het. Want dan kom maar nuwe belastings in, die kos raak te duur, die petrol raak te duur, ek kan nie meer by plekke uitkom nie, dan sê die mense, dis nou tot hier toe. Dan gaan die mense oor na ander bronne van geweld, en op die einde van die dag is anargie. En dan stort alles in leie. Ons het nie baie tyd nie. Hierdie is, ek sê nou vir julle, dis die waterskeidingsverkiesing hierdie. En ek praat uit absolute ondervinding uit. Ek het opgaan lees oor lande, El Salvador, Uruguay, Kroatië, Poland, Ecuador, ek was nog een, ja, Ecuador, maar ek het so 6 lande opgestudeer. Ek het gaan kyk na waar die burgeroorlog uitgebreek. Ek het gekyk hoekom hulle uitgebreek het. Dit breek altyd uit as daar nie meer natuurlik, as daar nie meer bronne is wat geplunder kan word nie. Dan raak die regering se sekuriteit hulle grootste vyand. Wie doen koers in hierdie Afrika? Die weermagte of die polisie. Want hulle kan nie hulle salarisse kry nie. Die oomblik as hulle mense begin sukkel by daai punt, dan is dit nie ver. So ek sê nou vir julle, ons is op 'n mespunt. Mense moet betrokke raak. Die hartseerste is, almal kan sê, ja, dit is reg, en op die einde van die dag, dan raak hulle betrokke om te sê ons gaan stem, maar hulle verstaan nie dat hierdie trein, het ook nou petrol nodig om daar te kom nie. Ek gaan vir julle sê, wat 'n budget ons nou loop, en wat ons budget is, net as 'n voorbeeld, nie om vir julle te sê, jy moet nou iets bydra nie, dis nie die idee nie. Net om jou idee te gee. Julle almal weet wat is om 'n tyd budget te wees. Ons het nou, ons budget vir die verkiesingskampanje is 4 miljoen om effektief te wees. Weet julle wat het ons? En ons kom ver daarmee. Op die stadium, geleende geld, 250.000. Dis waarmee ons werk. So om hier te kom, om hier te ry, maar ons gaan nie vir 1 sekonde terugstaan nie. Want my toekoms, jou toekoms en my kinders se toekoms, en kleinkinders is op die spel, en glo my, dit gaan 'n issue word, want daar's genoeg bewyse dat hierdie is nie die laaste van korrupsie wat is nie. Onthou altyd, hulle sê mos 'n rot wat op 'n sinkende skip is. Kyk waar hy sy hout kan kry om te dryf, maar hy probeer iets saamvat voordat hy daar op hy hout kom. Dis asof hy 'n plan het. So ek sluit af daarmee en sê vir julle baie dankie dat julle gekom het. Kevin, ek gaan vir jou gou dat jy nog 'n ding of twee sê, net afsluit. En dan kan julle vrae vra. Vir Kevin, vir my, ons is besig om 'n app te bou waarop jy sal fisies kan antwoorde kry. As jy byvoorbeeld voor iemand staan en jy laai die app af en jy sit met 'n situasie waar jy hierdie ou stuur jy daai oulik 'n vraag. Hy kom lewendig by ons uit op WhatsApp. Ons antwoord hom en hy kom dadelik terug en jy het jou antwoord vir jou. Want ons het vir 99% van die goed klaar. Ons het nie 'n plan van boskos maak met 'n masjien opkap en sulke goed nie. Ons het nie 'n plan om ons grond af te vat nie. Ons het 'n plan om die grond wat afgevat is terug te vat en dit ekonomiese haalbare eenhede te maak, want al die plase is in die mark uitgehaal. Hulle produseer niks. Ons het 'n plan om vervaardiging totaal op te wek. Ons wil nie afhanklik wees van Suid-Afrika nie. Wat gebeur daar gemors, staan ons stil. Ons moet op ons eie reg kom. Wie wil met ons handel dryf in die wêreld? Ons wil met Europa handel dryf, nee, teen 'n verlies. Maar Argentinië wat hier oor die weste sit, die hele Suid-Amerika moet ons besigheid doen. Maar ons kan nie. Dis van hierdie organisasies wat sê, julle kan nie die robbe doodmaak nie. Ons sê ons baie dankie, ons het julle nie nodig nie. Ons wil vir die World Economic Forum sê, los ons planne uit, ons laat maak werk
ons kan goed genoeg kommentaar sonder julle. Die World Health Organization bly uit ons mense se gesondheid. Ons het goeie dokters, ons het 'n goeie universiteit, hulle kan ons mense kyk. Baie dankie, ons sal sorg dat ons land oprei. Nie een van die ander partye sou hierdie goed sê nie. So baie dankie, Kevin. We need to encourage people to actively participate. But it is also the democratic responsibility. Let's move about democracy. In November, we're going to the polls to elected leaders. Leaders for the people, to the benefit of the people. Meaning that if we are not happy with those leaders, we should have the power to remove them and put other leaders that can represent our interests better. That is the important part. When Leon spoke of nationalizing the mines, it sounds like a far-fetched dream. Because people always ask, how am I going to do that? Because the moment you speak of that, people now say, and that has been the rhetoric. You know, that is what the government has been saying. You chase over for investors. But if the example they gave of the sheep called, the livestock. I know the livestock. You cannot come into a sheep because my brass. You take it, or you deliver I'll get another bottle. You can punch with that brass. Botswana managed to renegotiate their diamond deals. The Botswana government owns 50% in all their diamond mines. And I don't think it's a far-fetched dream, because this is our neighbor. They can it over. They have a similar population there that we have. They have almost 3 million people. We are just 3 million people. The problems that we have in this country are not supposed to be as possible with a million people. We are not South Africa that has 6 million people. There should be enough housing. Because housing also, I always think of housing from my aspect. A family unit. Not every individual needs to own a house. Family can own a house. And that is how, it can be a sustainable project. But we really need to practice our democratic responsibility, because that's the only way we're going to bring change. Otherwise, all this dead, these things, our countries are gone now. We are now at a crossroads. Yes. We are at a crossroads, and we need to decide if we're going to move to the safer side of things, or we're going to allow what is happening to just worsen, just be worsen. And please share the manifesto, because it's a very important document. It's a document that you can go back and say, like we said, ABCD, read the other manifestos of the other parties. Today I was having a conversation in the Yemen, and I said, and I remember, 100%, PDM is supposed to release their manifesto this week. I'm not sure if they did. But previously they said they are capitalists. They are capitalists. For me, that's a bit of a concern, because you are going to continue a trend that's already there. You're going to privatize everything, and that's a bit worse. There's an advantage sometimes of the privatized things. For example, in Namibia, they could have not privatized in the sense of giving it to a private company, but getting a business and actually run it, was the purpose of the business is to make profit. They could have done that, but they didn't. They didn't. Every year it's a bailouts, the bailout, no proper strategy, same leadership. These are, and I want you to just even watch what happened 2 weeks last week in Parliament, and they mentioned that a lot of our problems and the experience it didn't happen now. It didn't even happen in the term of our late president. These are things that have been happening since 1990. When Namibia became independent, our debt was at 0. And I remember this very well, because when Nelson Mandela came to power, he wrote of Namibia's debt. You can imagine from 0 to 0 to 70, just like this few years. It's crazy. It's crazy to think that there are people who can go out there
and take loans on behalf of the Namibian people, yet these loans don't benefit the Namibian people. And that is the crazy part about this, that these loans that we know that the country is taking on behalf of us, they actually don't benefit us. Dit sou iets anders was as die hospitaal goeie toestand was. En selfs ook die ding was vir 'n goeie doel. But that's not the case, unfortunately. And the money keeps disappearing, So we need to practice that democratic responsibility. Because it's the only way we're going to move forward. It's the only way we can hold leaders accountable. If you go to or you protest about this, issue with the uranium thing happening, they don't care. Because somebody's going to benefit, somebody's going to get money, but the environment around here is going to be destroyed forever. And who suffers? The people. So, not them. Even South Africa, exactly. They send their kids abroad to private schools because they can afford it. They have the money. They don't use the little hospitals because they can afford to go abroad. And that is where they are so disenfranchised with, what is happening. It would have been a very different experience if they were forced to use our hospitals, because then they would make sure that our hospitals are in a better condition. And that is our problem that we have in this country. We become so absorbed in power that we lose focus of the people on the ground, the people who actually put us there. And that is why we must take action and say that tomorrow, if Leon is in parliament, and I'm not happy with Leon must out. It wouldn't even put in somebody else who we think and who we know also is competent. You should be able to show results within a few years. There are people that are in parliament and we don't even know who they are, but they've been there for 34 years. On the basis of as part of the liberation struggle. But we are beyond the discussion of liberation struggle. Because as a born free, what are you ever talking about the liberation struggle? In fact, our statements are so distorted. They only speak of a certain one-sided history and not what everybody should actually know. Because if everybody knew the actual history, I think we'd probably make better decisions, But also, we must, within our communities, become leaders that would spread a message, that would, carry on this message to say, this is what's happening in our country. What's going to view? Are you going to sit back or are you going to take action? And with leadership, we must understand that there's a push, always, no pushback. I've experienced the stamp issue we had and we discussed it. The Recon Africa, we wanted to deal with the Kavango. You said you can't deal with the Kavango because that could destroy the whole Kavango Delta economy, the ecosystem there. And people started pushing back because somebody's going to eat under the table. We asked, where is your, what is the EPLs? And we asked, where's the EPL? Why was the EPL not published in the newspaper? Because it's supposed to be published so that people can say yes or no. But these things were never done. All these things were done undercover. And because some of us stood up against these things, because it's not them who's going to suffer, it's the communities who's going to suffer that live off these ecosystems. And we got to push and we got to blow. And that is why I'm standing here today and I'm saying, I'm feeling nothing more. You can block me how much, I don't care. But I am going to push that our people are informed and our people have the information so that they can make a decisive decision and go make that change. But I would say, vote for the RP party because it is a Christian-based party. I believe as Christians, we know what is right and what is wrong. And if we are put in a position of power, we would also be able to discern between what is right and what is wrong. Therefore, our people would not be easily corrupted. And as Christians, we would also be able to point out the wrongdoings easily, to say that what you're doing is not Christian-like.
does not speak to the values of the party and to the people that have put you there.